Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. En ja, ek hoop jou dag gaan beter as myne. Myne het nou 'n bietjie moeilik begin. Vanoggend 4:00 het die Jeep al gebreek. So hy staan nie iewers langs die pad. So dit is redelike chaos in my lewe op die oomblik. Maar kom ons fokus op Lukas 5. Op 'n dag toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skei af onderrig. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Gaan uit na die diep water en dat sak julle nette daar om vis te vang." "Meester," antwoord Simon, "ons het die hele nag deur gesoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak." En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur. Hulle het vir die makkers in die ander bote beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat dit begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê: "Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige mens." Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê: "Moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang." Nadat hulle die bote op die strand getrek het, het hulle alles gelos en hom gevolg. Vriende, ek onthou baie jare terug, het iemand vir my gesê, daar's 2 goed wat jy moet verstaan in godsdiens. Een is wie jou God is, en die tweede een is wie is jy. En ons sien nogal iets van hierdie. Ons hoor die mense het eintlik Jesus verdring omdat hulle die woord van God wou hoor. Nou gaan sit Jesus hier in die boot sodat 'n entjie van die land af kan wees en hulle kan hoor. En dan wanneer hulle hierdie rekord vangs het, dan besef Petrus wie Jesus is. En op die oomblik wat hy besef wie Jesus, besef hy wie is hy. Sy onmiddellike reaksie is: "Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige mens." Vriende, die vraag is vanoggend vir my en vir jou, of ons ook so besef wie die Here is. Dat kan jy absoluut verstaan wie die Here is. En dit ek dan verstaan, maar ek kan nie voor hom verskyn nie. Ek is 'n sondige mens. Ons in die moderne tyd hou nie van hierdie konsep nie. Mense hou nie daarvan om daaroor te praat nie. Maar dit is die realiteit. Dat ek kan nie voor God verskyn nie. En dan kom die woorde van die Here Jesus: "Moenie bang wees nie." Want sien, eintlik is dit 'n normale reaksie. As jy besef wie God is, dan moet jy bang wees. En jy het 'n vrees vir die oordeel, want jy weet, jy staan skuldig. Maar dan kom die Here se woorde: "Moenie bang wees nie. Want hy verander my. En hy kom was my skoon. En hy kom bied vergifnis aan. En hy kom bied herstel vir die verhouding tussen my en God. Sodat ek as 'n skoon mens voor hom kan leef." Mag jy iets van dit beleef vandag. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons u naam mag aanroep, dat ons u mag ken,
Gaan Here, ons bely ook ons totale afhanklikheid, ons totale sondigheid voor U, en vra dat U vir ons sal help, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.